in Appington en ons hart is warmer hier binne. Baie welkom julle ook hoor op Facebook. Almal teenwoordig. Ons is regtig bevoorreg om die woord van genade en waarheid te hê. Amen. So ek het hierdie week, ek het dit net nou gedeel. Ek het dit eintlik hierdie week 'n paar keer gedeel. Ek was by 'n diens en die prediker het so 'n paar minute, seker 15 minute gepreek op die langste. Maar ek kon ook sien hoe frustreerd die mense is, want dit is vir hulle baie lank. En ek kom toe, nou sit ek dink ek aan die system van hierdie wêreld. Ons stuur ons se kinders skool toe vir 6 ure, 5 dae 'n week. Wat bring ons by 30 ure 'n week uit. En dan, ons weet mens baie van die goed, die meeste van die goed wat ons leer, het nie regtig waar. As 'n klomp goed wat geleer word, wat nie eens tot die lewe apply nie. Ek dink toe ons op skool was, moes ons die grasshopper, wat is dit? Die sprinkaan geteken het. En ons moes verduidelik het, al die goedjies van die sprinkaan. So ons leer 'n klomp goed wat nie regtig waarde het nie. Maar min mense rebelleer teen die system van 30 ure 'n week. En as die kinders by die huis kom, dan moet hulle nog skoolwerk ook doen. Sien jy? So daar word nog 'n uur of 2 gevat van die huis, tyd by die huis om nog weer te leer en so. Maar as dit by die kerk kom, het is 1 keer, miskien op 'n Woensdag aand of op 'n Sondag, en dan is die prediking 30 minute. Mense word kriewelrig as die preek na 'n uur toe gaan. Nou gelukkig het julle by die absolute realiteit, was nou nie 'n probleem, ons preek so 'n uur minimum, en dan is lekker. So ons moet onsself by die plek bring waar ons onsself train om te sit en te hoor. Want dis ewigheidsgoede die. Die is nie maar net nie. Hierdie, Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, die liggaamlike oefening het weinig nut. As nut in, maar is weinig nut. Maar die godsaligheid het waarde vir die lewe en die ewigheid. Sien jy? So, die wat ons hier het, is vir nou en vir die ewigheid. Jy gaan met wat ons jou leer, gaan jou hele lewe geïmpakteer word. Gees, siel, liggaam. Kyk jy, ons is in 'n tyd waarin die mense energiedrankies koop soos ek weet nie wat nie. Soggens vroeg, ewen in die winter, gaan die mense, die eerste ding wat as hulle in gaan val, het hulle energiedrankie. Winter, somer, want weet jy, ons mense is so moeg. Maar ek sê vir jou, as jy tyd maak in die woord van die Here, hierdie is nie, you never spend time in the presence of God, you invest your time. Praying is investing time. En ek kan vir jou sê, die Here gee 'n goeie dividende. Jy kan regtig weet, as jy in God se woord tyd invest, jou tyd word increase. En jy kan meer doen met minder tyd in die teenwoordigheid van die Here. En wanneer jy, as wat jy net jou dag gee en jy staan op en jy hardloop en jy kry minimum gedoen op jou eie tyd. So hierdie tyd is 'n tyd van investment, en ons dank die Here vir jou wat hier is en jou wat ingeskakel is om te luister. So, ons het 2 weke gelede begin praat. Die eerste vraag wat ons gevra het is, wie is almal kinders van God? Want godsdiens leer ons dat net sekere mense kinders is, en ander mense moet 'n keuse maak om 'n kind van God te word. Nou jy kan nie 'n keuse maak wie jou pa moet wees nie. Daai het jy nie die luxury voor gekry om te kies
wie jou pa is nie. Daai is man pa se business en God se saak. Maar in godsdiens het ons die mens die luxury gegee om te kies wie sy pa kan wees. Wat eintlik stupidity is. Jy kan kies om in watter waarheid te lewe, maar jy kan nie kies wie jou pa is nie. Ek weet ons het Suid-Afrika is nog nie op hy level, die Here help ons, waar ons is waar ander eerste lande is. Daai een kind nou die dag haar ma na pa hof toe gevat, omdat hulle daar nie gekonsult of sy in die wêreld moet wees. Genuine, hof toe gevat, want hulle het nie haar gekonsult nie. Sy is hier omdat hulle so besluit het, en nou vat sy hulle hof toe daarvoor. Dis 'n crazy wêreld. Jy sien. Nou as hy kind besluit, ek het nie gekies nie, nou hoe kan ons God as ons pa kies? Dis die eerste vraag, en verlede week het ons gepraat, jy moet gerus gaan kyk op ons Facebookblad. Share sommer ook, like, comment en share. Die vraag wat ons gevra het is, gaan almal gered word, of hoekom glo ons almal gaan gered word? Nou ek moet seker net eers dit sê, wanneer ons praat van gered word, dan praat ons nie van hemel en hel nie. Hemel en hel het niks te maak met redding nie. Daai is wat godsdiens ons geleer het, die Christelike godsdiens. Redding is hemel toe gaan, of verlore gaan is hel toe gaan. Daai is wat godsdiens ons geleer het. Jesus het dit nie geleer nie, ook nie die apostels nie. Redding is vir mense een ding wat gebeur, en is dit. Maar soos die skrifte gaan kyk, is redding nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Redding het te maak met 'n proses, want daar's klomp woorde wat redding beskryf. So redding, as ons vra, as ons sê, ons glo dat almal gered gaan word, dan praat ons nie van almal gaan die hemel toe nie. Want iemand het ook vir my gevra op 'n dag toe ons hierdie gesprek het, okay, glo jy nou almal gaan hemel toe? Toe sê ek, nee, ek glo nie enige iemand gaan hemel toe nie. Want die hemel is nie ons plek waarin ons gaan nie. Die hemele is hemele vir die Here, sê Psalm 115. Die hemele is hemele vir die Here, maar die aarde het hy aan die mense kinders gegee. Matteus hoofstuk 5 sê, salig is die vredemakers, want aan hulle behoort die, of die sagmoedig is die aarde, behoort aan hulle. Nie die hemel nie, right, maar ons sal op 'n stadium by die hemele uitkom. So, dis die ding, en dan het ons die een versie wat ons mee begin het, is, waar die Vader vir Jesus sê in Psalm 2, eis van my, en ek wil aan jou gee, die nasies, en die eindes van die aarde. So elke nasie, en die eindes van die aarde, behoort aan die Here Jesus Christus. Amen. Nou ek wil vandag se discussie, ons gaan verder op, hoekom glo ons almal gered sal word, en Cohen sal net sê, okay, Cohen, kom ons sê eers, hoekom sê ons het gepraat oor die wil, God kan, en wil jy net so 'n klein opsommingkie gee oor? Okay, die goeiemôre eers almal. Die grootste redenasie vir mense wat verlore gaan, of die rede waarom mense glo daar's mense wat verlore gaan vir ewig, is omdat ons die idee het dat ons 'n vrye wil het. Ons het laasweek gepraat oor die vrye wil. Een van die dinge wat ons gesê het oor die vrye wil is dus 'n mite. It's a myth that we have free will. Want ons wil is gevange. Paulus verduidelik dit in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Daar is die mens buite verhouding met die Here Jesus Christus. Die mens onder die wet, of die mens sonder die wet, wat nog geen verhouding met Jesus staan. So dis die lot van
die wat onder die wet is en die wat sonder die wet is, Jood en heiden, wat nog nie in verhouding met Jesus staan nie. Die goeie wat ons wil doen, sukkel ons om te doen. Die kwaad wat ons nie wil doen nie, juist dit doen ons. So vir my is dit 'n teken dat ons wil nie vry is nie. Ja. Ons wil is gevang. Ons wil goed doen. Ons wil die Here Jesus of God dien. Ons wil, maar ons sukkel om dit te doen, want ons wil is nie vry. Daar's net een vrye wil. Halleluja. En dis die wil van God. Amen. Nou, ons het na 'n paar verse gekyk waar God uitdruklik sê, hy wil nie hê, Petrus, hy wil nie hê dat enige een verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Dis God se wil. Sy wil is dat, soos ons gelees het in Psalm 2, hy sê vir Jesus, Vader sê vir Jesus, eis van my en ek wil die eindes van die aarde gee as jou besitting. Yes, sir. Ek wil, dis God se wil, dat almal in verhouding met die Here Jesus staan, dat almal tot bekering kom, dis God se wil. En ons het ook na 'n paar verse gekyk, julle kan gerus gaan luister, ons kan nou nie al die verse weer lees nie, maar ons het gekyk na verse wat spesifiek sê, dat die wil van die Here sal tot stand kom. Amen. Een van die verse is Psalm of Spreuke 19:21, waar die mens se hart 'n klomp dinge bedink, maar aan die einde van die dag sal God se wil tot stand kom. Amen. Wat is God se wil? Dat ons gered word. So, die idee van vrye wil, het ons eers establish, is 'n klug. Sover dit ons betref, as mens. Daar's een vrye wil en dis die wil van God. En daai wil sal tot stand kom, Amen. ongeag watter draai die mens stap. Is een van die dinge wat ons vasgestel het. Dan het ons ook gekyk na hoe dit gebeur en hoe dit die Here is wat eintlik in ons werk om te wil, sowel as om te werk. Sien, wanneer jy probeer, wil jy, maar jy kan nie. Wanneer God in jou werk, wil jy en jy kan, jy sal. Ja. Want hy werk in jou om te wil, sowel as om te werk. So wanneer dit die Here is wat die hart van die mens lei en oortuig, dan wil die mens, maar die mens sal ook. Ja. Want God werk in hom om te wil sowel as om te werk na sy wil. Ja. En dan het ons gekyk, God wil nie, maar hy kan. Ja, ons het gekyk na die twee kampe in die kerk. Die een kamp wat sê God wil almal red, maar hy kan nie almal red nie. En die rede waarom hulle glo God kan nie almal red nie, is omdat God nie kan inmeng by die vrye wil van die mens nie. So al wil God, as die mens nie wil nie, kan God nie. Dis waarom hulle sê God wil almal red, maar hy kan nie almal red nie, want volgens hulle is die mense wil sterker as God se wil. Ja. Dan is daar die ander kamp wat sê God kan almal red, maar hy wil nie almal red nie. Nou vir my is dit seker slegter as die eerste een wat ek nou genoem het. Ja, definitief. God kan almal red. God is soewerein. Hy het die mag om dit te doen, maar hy wil nie almal red nie. Sure. Dis wat die ander kamp sê. So, wat God dan doen is, God kies sommige om gered te word en ander kies hy om verlore te gaan. Nou, ek wil net dit sê, ons glo in die uitverkiesing. Ja. Ons glo in die voorneme van God. Ons glo dat God soewerein is en dat God die besluit maak en dat niemand na die Vader toe kan kom as niemand na die Seun toe kan kom as die Vader hom nie trek. Ons glo dit. Wat ons nie glo nie, is in 'n dubbel uitverkiesing. Ja. Waar God kies die wat gered word en kies die wat verlore gaan.
Ons glo dat God kies almal. Hy kies almal om gered te word. Amen. Dis wat ons glo. So, die tweede kamp sê, God kan almal red, maar hy wil nie almal red nie. Nou, daar is twee patetiese gode daar. Ja. So. 'n God wat kan, maar hy wil nie. En 'n God wat wil, maar hy kan nie. 'n Swak God. Beide van die. Ek dink hy het die naam God werd. Is die naam God werd nie. Nee, ek dink dis 'n God geskape na ons Se beeld, ja. in plaas van 'n soewereine God wat in beheer is van homself. Ja. En dan moet ons seker sê soewereiniteit, want die soewereiniteit van God kom ook hier in waar mense sê okay, God kies. Ja. Miskien moet ons kyk na die betekenis van soewereiniteit. Want vir baie mense is soewereiniteit alles wat gebeur is God se wil. Ja. As daar nou vandag 'n ongeluk gebeur, dan is dit God se wil. As iemand sterwe, is dit God se wil. As jy siek is dit God se wil. En as jy gesond word, is dit ook God se wil. Nou maar, is hierdie soewereine God nie miskien confused? Want wat eintlik nou? As jy siek, is dit die wil van die Here. Word jy gesond, is dit die wil van die Here. Die Here kan jou vanmôre seën, maar doen jy deur die dag besluit die Here, nee, ek gaan jou nie meer seën nie, en vervloek ek jou. Hoe is dit soewerein? Vir my, ek gaan nou 'n skrif lees wat vir my dit seker saamvat. En dit is 'n skrif wat in die laaste tyd redelik baie opduik vir my. Is 2 Samuel 14 vers 14. Oh, beautiful. Nou 2 Samuel 14 vers 14. Dis 'n vrou van Tekoa wat saam met die koning Dawid kom praat rondom Dawid se seun Absalom wat in rebellie staan teenoor sy pa en basies op vlug is. So daar's nie 'n lekker verhouding tussen pa en kind nie. En Dawid homself is soos baie paans ook maar seker trots want hierdie kind het verkeerd gedoen. En nou is hy kwaad en moeilik en hierdie vrou kom na die koning toe en sy praat met hom. En in hierdie gesprek noem sy hierdie een ding. Ons gaan een of ander tyd na die volle idee kyk, maar vers 14. 2 Samuel 14 vers 14. Sy sê want ons moet eenmaal sterwe. Nou, ek wil net hê jy moet dit weet. Die is die vrou van Tekoa wat praat, nie God nie. Sy kom praat met Dawid en sy sê vir Dawid, ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie. En God neem die lewe nie weg nie. So mense sterwe, maar God neem die lewe nie weg nie. Ja. Mense gaan dood, maar dis nie God wat dit doen nie. Beteken dit dat die mense kan besluite neem wat God nie behaag nie? Dis definitief wat dit beteken. Die mens kan doodgaan. Deuteronomium, en ek dink dis een van die verse waar ons mee gekonfronteer word wanneer ons moet besef dat ons keuses lei baie keer tot die dood. Ja. In Deuteronomium, nadat Moses basies die wet gegee het, sê hy daar, so die Here sê, kies. Ek het voor jou geplaas die lewe en die dood. Ja. Die vloek en die seën. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. So dis God se direction. Hy nudge half die mens in hy rigting en sê, kies die lewe. Kies die lewe. Maak keuses wat lewe tot gevolg. Maak keuses wat vir jou lewe gee. Die mens egter kies nie altyd lewe nie. Die mens kies die dood. Baie keer. Maar hierdie vrou van Tekoa sê, al sterwe die mens, dis nie die Here wat die lewe wegneem. Ja. Dis nie die Here wat so
wanneer ons praat oor soewereiniteit, daar is baie skrifte wat klem lê daarop dat die Here se wil geskied. Ons het byvoorbeeld een van hulle, is Spreuke 19:21. Die mens bedink 'n klomp dinge, maar die Here se plan sal tot stand kom. So, ons weet van dit. Maar ons weet ook, daar is 'n tussenin. Ja. Daar's 'n begin, daar's 'n einde, maar daar's 'n tussen. En in die tussentyd loop mense draaie en kies roetes en gaan en verdwaal en raak verlore. Jesaja sê dit. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons almal het ons eie pad gegaan. So beteken ons het 'n keuse. Maar ons keuse is nie die finale keuse nie. En dis waar God se soewereiniteit inkom. God se soewereiniteit sê, al stap die mens sy draaie met sy keuses, aan die einde van die dag is dit die Here se wil wat tot stand gaan kom. Amen. Dit moet ook gesê word. God se soewereiniteit bedreig nie die mens se keuse. God in sy soewereiniteit lei die mens dat elke mens uiteindelik reg sal kies. Amen. Amen. Thank you, Father. En dis hoekom ek dink jy's nog nie klaar met daai versie, die laaste gedeelte wat jy seker wil, waar hy sê ek is die Alfa en ek is die Omega. Ek het die laaste sê. Ja. Kyk jy, die Here het die finale sê. Daai is soewerein. Niemand gaan iets agter dit nog sê wat nie in lyn is met sy wil en sy plan nie. Daai is vir my soewerein. Ek sê, en as ek gesê het, dan is dit goed vir my en dit sal goed wees vir jou. Ja. Nou ander mense kom in, ek weet daar is spesifiek in die teaching wat sê God kan, maar hy wil nie. Die mense wat hel toe gaan, is gaan hel toe vir die eer en die heerlikheid van die Here. Imagine, mense is in die hel en God sê, this is my glory. This is for my glory. Ek weet nie hoe siek moet jy wees om te kan dink dat jy praat van 'n God van liefde wat toelaat dat mense vir ewig in die hel brand. En dan sê jy, this is for my glory. Daai, dit gel nie met die Jesus wat kom die hart van die Vader kom openbaar het nie. Ja. Ek het een prediker gehoor wat glo God kan, maar hy wil nie almal red nie. Wat dieselfde redenasie het, dit gaan God plesier verskaf om die goddelose vir ewig in die hel te laat brand en te pyn. Dit gaan hom plesier verskaf. En dan word daar ook gesê, kom ons maak 'n voorbeeld, as dit nou my pa is, en ek is gekies om gered te wees, en hy is gekies om verlore te gaan. En die vraag wat baie keer gevra word is, hoe sal ek 'n hemel kan geniet, wetende dat my pa in die hel brand, vir ewig, en dat daar geen hoop is vir hom. En hierdie prediker antwoord die volgende: God gaan jou so heilig, so regverdig en so perfek maak, dat jy so 'n groot haat vir sonde het, dat jy dit sal geniet om jou geliefdes in die hel te sien, wat goddeloos is. So suiwer gaan jy wees, kwansins. Dit is wreed. Dis nie die God wat ons sien in die Here Jesus Christus. Dis nie die God van die skrifte dan. Ja. Dis nie die God wat in Jesus Christus sigbaar kom word. Hierdie vroutjie wat met die koning kom praat,
sy appeal tot Dawid se vaderhart. En sy praat met hom en verduidelik vir Dawid hoe God as 'n pa optree. Vers 14 lees ek weer. 2 Samuel 14:14. Ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat 'n mens nie weer kan versamel nie, en God neem die lewe nie weg nie. Maar hy koester gedagtes. Hy koester gedagtes om 'n verstotene nie van hom af te stoot. So hy sê, die Here Dawid, selfs die verstotene word nie vir ewig verstoot. God se gedagtes is om die verstotene nie van hom af te stoot. Come on. Dis God se gedagtes. So, ek het gesê laasweek, ongeag wat jy dink van die samestelling of die ontologie van die hel, wat die hel eintlik is. Ongeag wat jy dink van die hel, daar's een ding wat jy moet weet. Al sou daar mense hel toe gaan, God se gedagtes is om daai verstotenis nie van hom af weg te stoot. Ja. En mind you, hierdie Dawid, glo ek sy hart het iewers verander. Kan ek het Dis lees? reg. Julle sal onthou die Bybel sê Dawid is 'n man na aan my hart. Ja. Ek het hierdie tyd toe lees ek weer spesifiek Dawid se storie. Nou hierdie Absalom sou ek sou hom nie as 'n seun wou hê. Seker baie wreed van my. Maar wie hulle die goed wat Absalom gedoen het om Dawid die koning se posisie, se troon so te begeer. Hierdie ouetjie wil sy pa doodmaak. Die hele Juda moet vlug omdat Absalom besluit hy soek sy pa se troon. Hy hand sy pa. Dit gaan so ver dat een van die ouens sê, luister, kom ons maak die ding erg. En hy vat sy pa se vroue. En hy onteer sy pa se vroue voor Israel, terwyl Israel toe kyk. Dis hoe in die ekstreem hierdie ou gegaan het om sy pa te destroy. En almal die Dawid se ouens wat saam met hom is besef, maar hey man, ons moet iets doen in hierdie ding. Dit gebeur sodat hierdie mankie toe sterwe. Hy gaan dood. Maar hoor Dawid se respons. Toe hierdie laaitie nou eintlik doodgaan en een van die manne kom om vir hom die boodskap te gee dat dit moet gaan met Dawid se vyande, soos wat dit met Absalom gegaan het. Hoor Dawid se woorde. Toe het die koning Dawid baie onroerd geword en opgeklim na die bovertrek. Dis 1 Samuel 18, 2 Samuel 18:33. En hy het rondgeloop en gesê, my seun Absalom, my seun, sy hart is stikkend. Ag, as ek self maar in jou plek gesterf het. Absalom, my seun. Daai is God se hart hierdie. Dis hoekom hy sê Dawid is 'n seun, is 'n man na aan. En hier word die hart van God geopenbaar deur Absalom, deur Dawid, dat hy sê, as ek maar kon gesterf het. Maak nie saak wat het jy aan my gedoen nie. Maak nie saak hoeveel oneer het jy gebring nie. My troon begeer, alles, my laat vlug, my die talk van die town kom maak. Kyk hier, vandag se ouers, soos as die kinders uitdraai en snaakse goed doen, dan is daar ouers so oor hulle eer, dat hulle besluit om hulle kinders die slegste goed te sê, uit te sit en wat ook al, want hoekom hulle het nou my eer skade aan gedoen, veral as jy 'n pastoor is. As 'n pastoor of 'n predikant se kind afgaan, daai pastore en daai predikante, sy eer is mos nog gekrenk. Kykie, Dawid se eer was tot in die ekstreem gekrenk,
Maar Dawid sê, my seun. As dit maar liewers ek was, wat in jou plek kon sterwe. Daai is die hart van Papa. En nou sê die Here Jesus, as julle wat sleg is weet, om goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer, die hemelse Vader, sal hy nie goeie dinge gee aan sy kinders nie. Daai is net awesome. Ek wil nog 'n vers lees rondom Dawid se verstaan, wat ek dink beïnvloed was deur die begin van hierdie vrou se woorde en later hoe sy hart uitgeroep het. Selfs vir sy seun in die dood. Ja. Psalm 139. Hierdie is God. Waar Dawid 'n psalm skryf. Vers 7. Waar sou ek heen gaan van u gees? En waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel? U is daar. En maak ek die doderyk my bed? Hey man. Kyk, u is daar. Oh Jesus, halleluja. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, en u regterhand my vas. Hey. Die wat ingesluit is hier. Die plekke wat vir die Here nie ontoereikend is nie. Een van die plekke is die doderyk. Dawid sê selfs al maak ek die doderyk my bed. Kyk, u is daar. En hy sê net daar nie. As jy die volgende gedagte lees, neem ek die vleuels van die dagraad, gaan ek by die einde van die see woon, ook daar sou u hand my lei. Come on. En u regterhand my vashou. Hy's nie net daar nie. Hy's daar om jou te lei. Hy's daar om jou vas te hou. Nou, as ons kans kry, ek weet nie wat Dok nog wil praat nie, maar as ons vorentoe gaan en ons gaan bou op hierdie gedagte, dan gaan ons sien as eintlik letterlik geleenthede gewees waar God die doderyk gepenetreer het. Die doderyk gepenetreer het en mense daaruit gelei het. Halleluja. So hy gaan nie doderyk toe om te gaan bloot in jou pyn nie. Hy gaan nie doderyk toe om te verlekker in die feit dat mense nou hier gepynig word en in 'n watse toestand is nie. Hy gaan doderyk toe om hulle vas te hou. Hey man. Om hulle uit te lei. Hey. Oh, dankie Here. Ek glo God gaan almal red. Amen, amen. Kykie, julle welkom julle. Terug na Dawid. Oh, this is beautiful. In 2 Samuel 24. Jy moet nou kyk, kom ek sê, daar's 'n situasie wat Dawid die mense tel en daar word nou 'n straf uitgedien vir Dawid. Dawid moet kies, net so agtergrond. Oor kom ek sê, daar's 2 strawwe wat aan hom uitgedeel word. Hy moet kies. Dis wat die Here sê, kies watter van die 2. Nou hoor gou Dawid se respons in vers 4 en vers 14. Daarop sê Dawid vir Gad: Ek is baie benoud. Ek weet nie wat om te kies nie. Laat ons tog val in die hand van die Here. Hoorie, laat ons val in die hand van die Here, want sy barmhartighede is groot, maar laat my nie in die hand van mense val nie. Kykie, maakie saakie, kom ek vandag vir jou sê, hierdie eindelose pyniging van mense in die hel is mensfabrikaat. Dit kan net 'n mens wat se mind
weg van God af is. Ek dink Paulus skryf, hy sê, hulle is verduister in hulle verstand. Ja. Weens die onkunde wat in hulle is. Dis net iemand wat verduisterd is in sy verstand, wat 'n idee kan opbring, dat mense vir ewig in die hel gepynig gaan word en die Here eer daaruit kry. Waar Dawid sê, laat ek liewers in die hand van die Here val. Maak nie saak hoe groot my sonde is, laat ek in die hand van die Here val. Gee my in die Here oor my. James, as jy gee my net vir die Here, bro. Die Here gaan weet hoe om my uit te sorg. Verstaan jy? Yes. Want by die Here is daar barmhartigheid. En sy barmhartighede is massive. Ek het hierdie week weer gedink op Psalm, dieselfde Dawid wat sê, when there's a moment in his anger, when God is angry, it's but for a moment. But there's life in his goodness. Sure. When God is angry, it's for a moment, but his mercies endures forever. Sure. Ever. So hierdie Dawid, soos wat hy vrou sê, het iets raak gesien. Ek dink hierdie vrou Dawid gered. Want by die Here, hy stoot die verstotene nie weg. Kom ons gee die mense maar net die Here. Kyk, daar's 'n hele Psalm wat julle seker sal kan gaan lees, wat vir julle baie goed gaan. Dis Psalm 136. Hierdie Psalm is 26 verse lang. En in elke vers staan daar die volgende: want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Hy is vers 1. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Vers 2. Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Loof die Here der Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En so gaan hy hele Psalm 136. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Die probleem dink ek is ons, dan is daar 'n keuse. Jy kies daar's 'n ewige hel. En as jy glo in 'n ewige hel, sal jy skrif daarvoor kry. Ja. Want jy kan enige ding wat jy wil sien in die skrif. So, jy kan kyk en jy kan skrifte vir jou kry wat sê daar's 'n ewige hel en mense gaan vir ewig verlore wees. Of jy kan gaan kyk en sê sy goedertierenheid is tot in ewigheid. My vraag is, waarom wil ons so graag hierdie ene glo dat mense vir ewig verlore gaan? Maar ons kan nie hierdie een glo dat God se goedertierenheid tot in ewigheid is. So as dit afgesien van die skrifte, as jy soos hulle sê, as jy tye irriteer stryd, dan kom dit daarop neer. Ons wil mense in die hel vir ewig sien. Ja. Dis waarom ons kies om die ewige hel-teorie te glo en die ewige barmhartigheid en goedertierenheid te vergeet. Alright. So, 'n persoonlike vraag is: wie is daar in jou lewe wat jy nog nie vergewe het, wat jy graag in die hel wil sien? Dis die enigste rede waarom mense aan die einde van die dag nog gaan vashou aan hierdie hel boodskap. Daar's iemand wat jy graag in die hel wil sien. Daarom kleef jy vas. Want as jy na die skrifte toe gaan, dan gaan jy God sien wat vergewe. 70 maal 7 het hy vir ons gesê. Kom nie hy nie. Dog het laas week gesê, ons plaas soveel druk op onsself om 1 Korintiërs 13 uit te leef. Die liefde hou nie rekenskap van die kwaad nie. Hoekom nie hy? Wat dan liefde is.
So, aan die einde van die dag, as ons deur al hierdie skrifte en teorieë gegaan het en perspektiewe gegaan het, is daar een rede waarom mense nog gaan vas aan die hel. Hulle wil mense in die hel sien, spesifieke mense. Ja. Kyk, die mense wil vir Hitler in die hel. Hulle wil. Ek het nou aan hom gedink. Ek vra vir my, ek weet nie of Loretta tydjie gelede. Kyk, die Hitler was wreed. Regtig. Hitler het vir jou mense op die Jode spesifiek op wrede manier doodgemaak. Maar as iemand wreder is Hitler. God. Hitler het mense brand gesteek, groot geboue brand gesteek en hy mense doodgebrand. Maar God gaan ook mense, het 'n vuur gemaak waarin mense gaan wees. En hy mense gaan nie doodbrand soos Hitler se Jode wat Hitler doodgemaak het. Hulle gaan vir ewig brand. Daai is wreed. Maar luister gou, jy het nou gepraat oor die goedertierenheid. 'n Mens moet eintlik die mense hierdie vraag vra. Jy het nou gelees die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid en daar's 26 verse. Of Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat dit die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei. As die goedertierenheid van die Here tot in ewigheid is, moet ons nie sy goedertierenheid, of laat ek sê, nie net die goedertierenheid nie, die verdraagsaamheid, die rykdom en verdraagsaamheid en lankmoedigheid van sy goedertierenheid. En die goedertierenheid gaan elke mens uitlei. Halleluja. Sodat hulle die goedertierenheid kan sien. En hy sê, dis die goedertierenheid wat ons tot bekering wil bring. Ek dink dit is baie belangrik om as ons praat oor goedertierenheid, dan praat ons van die barmhartigheid van God. Of, soos baie grace-predikers sal hierdie skrif so geniet, goedertierenheid, want dit is die genade boodskap. Dis God van barmhartigheid, van goedertierenheid, van genade. Dis wat die grace ouens geniet. Ja. En dis waar, God is goedertierenheid. Maar ons moet net, ek het laasweek gesê, ons het clichés op die preekstoel. Sê goed wat gesê word sonder dat ons regtig dink. Dis oorgelewerde goed wat ons gehoor het en sonder dat ons dit ondersoek het. En mind you, baie mense gaan ons ondersoek nou oor wat ons nou sê. Ja. Maar hulle het vir jare nie geondersoek of waar regtig hel is. Hulle het dit gevat en geëet vir soetkoek. Nou dat ek sê God se goedertierenheid is tot in ewigheid en nie eens die dood kan daai goedertierenheid tot niet maak of stop nie. Soos wat die cliché sê, genade is diskant die graf. Ja. Ander kant die graf is daar ewe skielik nie. Dit strook nie met die skrif nie. Ja. Wat sê sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit strook nie met die skrif in Romeine 8 wat sê nie eens die dood kan ons skei van die liefde van God. Watter liefde van God? Daai liefde wat in 1 Korintiërs 13 beskryf word, wat nooit, never fails. Never fails. Daai liefde wat nie rekenskap hou van die kwaad nie. Daai liefde kan nie deur die dood gekeer word. En sy goedertierenheid het nie 'n tydlyn. Dis ewig. Halleluja. Oh, thank you Jesus. So ons moet dit besef. Ek het nou toe Dok nou praat oor Hitler en die vuur. Toe dink ek so, ek en my vrou kyk 'n series 911, die series en ek dink gisteraand het ons hierdie episode gekyk waar die een vroutjie die twee dametjies is vasgevang. Hulle werk by die 911 sentrum en die sentrum brand. En die enetjie het ervaring met die vuur.
Sy het 'n brandwond hier agter. En sy paniek beskruiklik. Sy hou nie van die vuur nie, sy hou nie van die vuur nie. Sy hou nie van die vuur nie. Maar later probeer sy die ander meisietjie wat ook saam met haar vasgekeer is, gerustel. En sy sê, it will only be for a moment. Then your nerve endings will be dead and you won't feel a thing. So wat die vuur doen is, die vuur brand jou, dat die nerve endings, jou gevoel, eers dood is, voor jy dood. En dan voel jy nie meer die pyn nie, want die vuur het jou nerve endings doodgemaak. Daai is wat Hitler gedoen het aan ons. Ja. Hulle het vir 'n oomblik pyn ervaar. Maar godsdienst preek 'n God wat jou pyn kan laat voel vir ewig. Ons haat Hitler, maar ons is lief vir daai God. Ons aanbid daai God. Ja. Maar daai God bestaan nie. Halleluja. Thank you, Dit is Jesus. nie die God van die Here Jesus Christus nie. Die God van die Here Jesus Christus, die God in die Here Jesus Christus, het gevra, toe Jakobus en Johannes 4 wil roep, toe sê hy, julle weet nie van watter gees julle is nie. Die God van die Here Jesus Christus steek nie brand nie. Hy brand nie. Hy pynig nie met vuur nie. Die God van die Here Jesus Christus is 'n verterende vuur van liefde. Beloved, ek dink nou net aan hierdie godsdienst het is regtig dom kom maak. As ek my kinders abuse, dan word ek deur almal vervolg. Ja. As ek 'n child of a woman abuser is. En as geen goeie ding vir my nie. Maar dis reg van God om sy kinders te abuse. As daar vandag ons is nou deur COVID. Daar's soveel, ek weet nie, ons weet mos nou nie regtig wat om te glo nie, maar daar's baie theories wat sê COVID is created en. En as COVID created is en die ou wie hom created het, word gevang en as evidence, dan word hy tronk toegevat. Dit is die wet. Dis die system. Ja. Maar weet jy hoeveel mense aanvaar dat God pyn gee, siekte gee, smart gee en al hierdie abuse. Maar daar word niks gesê omtrent hierdie God nie. Nou kom ons en ons spreek ons uit teenoor die God wat die wêreld create het en ons is ewe skielik vyande van die kerk. Ons is ewe skielik nou mense, nou die dag was ons in 'n meeting waar een ou hierdie hel ding so defend dat hy na die tyd stuur hy vir een van die ouens wat saam met ons was, lang WhatsApp, hy moet toch versigtig wees vir ons, en die en dit en klomp goeters. Maar nie een keer in die hele gesprek kon hy scripturally vir ons oortuig van wat hy glo nie. Nêrens nie. Maar ons is nou so van die hel af. Net omdat ons die ware beeld van God geopenbaar in Christus verkondig. Nou, kom ek 'n voorbeeld. Hier ons het langs ons huis is daar perskebome, lemoenbome. Ek was nou van die stout kinders wat perskes en lemoene gesteel het. Ek hoop nie koue nie. Vrees om hulle kinders weg te hou van sekere dinge. Reality created in ons mense se minds en in hulle siege deur godsdienst geskep en hulle ervaar daai God. Ja. Hulle ervaar God en kyk hier, dit gaan so erg dat hulle het belewennisse
van 'n hel waar God. Kyk, 'n vrou vertel my nou, sy is so opgewonde om my hierdie storie te vertel. Sy was 2 keer hemel toe en hel toe. Maar toe sy in die hemel is, toe dink sy ook aan my, die geseënde. Haar toe sy die eerste keer in die hemel kom, toe kom sy op, sy's van Appington. Sy kom en sy die afgestorwenes van die heiliges wat ons nou ken van die dorp wat al gesterf het. Sy kry vir hulle en hulle koordans in die hemel. Nou dink ek, die is 'n Pinksterhemel. Dis die eerste ding. Want in haar mind experience sy die Pinksterhemel. Ons sal juig daar in die hemel. Wonder wie gaan keyboard speel? Seker David of James. En watter koortjies gaan ons sing? Want ons gaan juig in die hemel. Sien jy? Die hemel gaan nie 'n juigplek wees. Hierdie is 'n onse ding. Verstaan jy? Maar hulle, sy experience, hoe van die heiliges van die dorp, wat al afgesterf het, juig, en sy's ook in die baan, en hulle juig lekker. Van die Here hel toe. Daar's 'n vrou in die hel. Haar man was ontrou. Maar toe kom hy terug en hy bely en hy sê vir haar, hy's jammer. Sy wil hom nie vergewe nie. En sy's in die hel, omdat haar man ontrou was en sy hom nie wil vergewe nie. Dis die een ding. En net daarna is daar 'n prediker. En hy prediker sê, Here Jesus, vergewe my. Ek is jammer en ek is jammer en ek is jammer. En die Here sê vir haar, hy lieg, ek ken hom. Hy sê nou net so omdat hy daar brand. Hy sal nie bekeer nie. En die Here Jesus los hy man net so neer. Hy vrou net so. Hy's as aan met al twee die mense. Sy hart is so koud en ongevoelig teenoor hierdie kinders van hom. Ja. Nou, jy kan jou God in jou drome experience en nie die ware God nie. Jy kan 'n Boel-terrier experience, want my kind kan groot word met hy in haar siege. Dis 'n hond. Sy kan eintlik droom ook van hoe jag hy hond daar, terwyl daar nie 'n hond is nie. Ja. Kom ek sê vir jou, die God wat deur godsdiens verkondig is, wat se goedertierenheid nie tot in ewigheid is nie, wie verstoot wanneer die dood ingekom het, is nie die ware God geopenbaar in Christus nie. Ja. Amen. Ek dink nou net aan hierdie vers is vir my, ek dink dit vir my baie lig gewerp veral oor die profetiese realm en drome en so aan. Is Daniël 7 vers 1. Daar staan in die eerste jaar van Belsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe, die hoofsaak vertel. Hy het droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Dit beteken Dawid se meditasie het sy drome geword. Ja. Dawid se gedagtes het sy gesigte geword. En toe ek dit lees, toe dink ek onmiddellik aan Petrus. Ja. Petrus in Handelinge 10. In Handelinge 10 wag hy vir die mense wat besig is om kos voor te berei. En terwyl hy wag vir hulle, klim hy op die dak van die huis en hy gaan bid. En terwyl hy bid, val hy in 'n trance. En toe in 'n trance val, toe sien hy 'n gesig. En hy sien hierdie doek wat uit die hemel uit neergesak word, aan sy 4 punte vasgehou. En toe die doek sak, sien hy in die binnekant van die doek, sien hy daar so allerhande diere, kruipende diere, wilde diere en so voort. En hy hoor die stem van die Here wat sê, Petrus, slag en eet. Nou, Petrus was honger. Petrus het in 'n trance geval, terwyl hy besig was om te bid, terwyl hy wag vir die mense wat besig is om kos voor te berei. En sy toestand, en sy siege, en sy gedagtes,
het die voertuig geword waardeur God met hom kon kommunikeer. Ja. So as jy 'n Pinkster God dien, sal jy 'n Pinkster hemel sien in jou gesigte. Ja. As jy 'n wrede God dien, wat mense in die hel gooi, sal jy 'n hel sien waar 'n evangelis in brand. Ja. Maar dis gesigte van jou hoof. Ja. Die gesigte van God. Ja. Amen. So, en dis wat mense wil doen. Mense wil vir ons allerhande drome gee. In visioene en gesigte gee. En engele wat vir hulle toere gee in die hemel en in die hel. Weet jy wat sê Paulus? Paulus sê alles het ook 'n engel uit die hemel wat 'n ander evangelie preek as die een wat ek jou gepreek het, laat hom 'n vervloeking wees. Ja. So moenie te veel plaas op drome, visioene en gesigte. Tensy daai drome, visioene en gesigte die God van die skrifte bevestig. Ja. En beklemtoon. Of die God in die Here Jesus Christus beklemtoon. Amen. Ja. Ek wil net by dit terugkom na Elia. As Elia wat 4 gebid het. Ja. Elia. En die Bybel sê mos Jesus bestraf toe vir in Lukas hoofstuk 9 vir Johannes en sy broer wat ook vuur uit die hemel wou laat kom. Ja. En hy sê julle weet nie van watter gees julle is nie. Maar as jy duidelik in die Ou Testament gaan lees, dan sê dit en die vuur van God het gekom. Maar Jesus sê, jy weet nie van wat se gees is jy, as jy dink hy is die vuur van God. Want die profeet met sy verstaan van God sien die vuur as van God af, terwyl die vuur nie van God af is nie. Nou, ek gaan nou die dag toe ek preek en iets wou sê oor die Rooms-Katolieke, toe sit daar 'n groot is, die meeste mense is Rooms-Katoliek gewees. Toe ek sê iets wil sê oor die Rooms-Katolieke, toe sit hy dames reg. Jy kan net maak het baie positiewe goed gesê oor hulle. Toe is hulle eintlik daar bly daarna, want ek het hulle gekomplimenteer. Maar ons was baie bang, nou nog, vir Rooms-Katolieke vaders. Want as hulle jou vervloek het hy goed gebeur. Regtig. Die meeste van ons is bang. Ek weet nie as julle wat Rooms is nou luister, julle kan vir my sê wat so is. Maar daar was 'n vader, is 'n Kakamas vader, wie was hy? Iewers Kakamas Kaimus. Die mense was vir hom bang. Want as hy iets sê, nou is dit God wat hom gebek het? Nee. Maar hy het soveel authority gehad, dat hy sekere goed kon bring, deur vir jou te sê, jy sal sien wat met jou gebeur, jy sal dit en dit en dit, as nie die Here nie, maar dit is sy hart. En nou kan ek vandag vir jou sê, jy kan goed sien gebeur, en ewen vandag, wêreldwyd, kom predikante, pastore, profete, whatever, met hulle understanding van God, bring destruction, maak mense dood, en dan is dit die Here. Ek het nou die dag 'n storie gehoor, oor 'n groot, sal ek sê nou, colored pastoor, hulle is Amerika toe en so, 'n suster het gekom en gesê, pastoor bid asseblief vir my, ek wil ontslaa raak van die rook. Hy sê, kom, die oomblik as jy 'n sigaret in jou mond gaan sit, gaan jy sterf. Dink hy suster het vir 30 jaar nie gerook nie. Na 30 jaar toe sy 'n sigaret in haar mond sit, toe val sy mors dood. Die vrees wat oor hy mense gekom het, en almal wat gesê het, man van die Here. Daai man het dat doodgemaak. Nie die Here nie. Verstaan jy? Net soos met Ananias en Safira. Die Here het nie vir Ananias en Safira doodgemaak nie. Glad nie. Ananias, Handelinge hoofstuk 5. Is nog alles deel van hierdie hele. In Handelinge hoofstuk 5
verkoop die mense van hulle goed en so, en Ananias en Safira besluit ook, hulle gaan hulle grond verkoop, en dan bring hulle die geld na die Here toe, na die kerk toe. Hier kom Ananias, en hulle besluit toe man en vrou, ons gaan nie alle geld gee nie. Pastore gebruik hierdie ding, om te sê, jy moet nie vir jou tiendes terughou nie, die Here gaan jou bykom. Hulle besluit, hulle gaan nie die hele geld gee nie. Hier kom Petrus, Ananias bring die geld, en Petrus, deur die Gees vra vir Ananias, is dit alle geld? Hy sê ja. Petrus sê, kyk jy Ananias, sy het nie vir 'n mens gelieg nie, sy het vir God gelieg. Weet jy wat impak het daai woorde op Ananias? Ananias besef, hoe weet die man, ek het van die geld teruggehou, dit moet God wees. En daai ding stryk vir Ananias en hy kry 'n hartaanval. Was dit God? Nee. Sien jy, die vrees wat sy hartbeet gepak het, laat Ananias dood, kan nie dat dood neerval. Petrus en almal dink, dis die Here. Almal ervaar so. Hier kom sy vrou en hy sê, is dit vir hoeveelheid geld? Sy sê ja, hy sê, jou man is nou uitgedra, daar is die manne wat jou man begrawe het, sy voete is by die deur, hulle gaan jou ook nou uitdra. Sure. Die tweede een is Petrus wat vir Safira doodgemaak het. Niks met die Here te doen nie. En die woord wat hy oor haar gespreek het, en hy vrees, so nou kan ons, met ons understanding van God, kan mense in die hel sit. En wie, wat besef ek gister, ek gaan nou my boek toemaak, ons het nou nog nie by die actual program gekom, waar ons praat oor hoe die Here almal gaan red. Besef ek gister, is ek by 'n begrafenis. En hoe graag die spesifieke man die oorledene in die hemel wil sien. Want hy het nou nie die regte lewe geleef nie. Maar hy sê, nee man, ek weet van die man. En ek weet. Nou dink ek dat, hy wil graag die man in die hemel sien. Sien jy, hy kan nie dink dat die man hel toe gaan nie, maar vir die ander ouens is hy hel toe, want hy was sommer 'n heavy drinker. En ek besef eintlik, dis die hart van die Vader in die man, wat sy broer in die hemel wil sien. Ja. Hemel nou. En hy sal. Want Jesus het gesorg daarvoor. Amen. Dat hy gered sal word. Daai is ons harte. Wat mense gered wil sien. Die ander mense, wat vyandig is, sal die ander in die hel wil sien. Maar ons bring jou hierdie waarheid. Die goedertierenheid van die Here is tot in ewigheid. Nie die hel nie, maar God se goedertierenheid. Sy genade. En verag jy die rykdom en die verdraagsaamheid, die lankmoedigheid van sy goedertierenheid, omdat jy nie besef dat dit sy goedertierenheid is wat jou tot bekering wil bring nie. Amen. Ek dink net, my foon het nou op oor record, want hy is te warm. Die ene ook. Ek dink nou net voor ons afsluit. Gewoonlik wanneer ons praat oor almal gaan gered word, wanneer ons praat oor die goedertierenheid van die Here wat tot in ewigheid is, en al hierdie dinge, dan is die objection altyd, of die vraag wat opkom by mense altyd, okay, so ek hoef nie tot bekering te kom. Okay, so ek hoef nie in Jesus te glo nie. Beteken dit die Boeddhist, die Muslim, die Hindu, die Satanis, die atheïs, hulle almal gaan ongeag wat. Wanneer ons sê die Here wil almal red, dan praat ons saam met Petrus wat sê God is lankmoedig. Omdat hy nie wil dat sommige verlore moet gaan nie. En dan sê hy mooi ding,
maar dat almal tot bekering moet kom. Amen. Wat ons nie sê, ons sê nie jy moenie tot bekering kom. Wat ons sê is, jy sal tot bekering kom. Amen. Ja. Dis wat ons sê. Ons sê nie moenie jou knie buig nie. Ons sê jy sal jou knie buig. Amen. Want die Bybel sê elke tong sal bely, elke knie sal buig. En die Bybel sê ook wat gebeur as jy jou tong bely Jesus is Here, jy sal gered word. Amen. So dis wat ons sê. Wat ons sê is daar is nie 'n limiet of 'n afsnydatum of 'n vervaldatum tot die genade en die goedertierenheid en die vermoë van die Here om jou uit te lei. Amen. Die dood kan jou nie skei nie. Dis wat ons sê. So wat ons sê is jy gaan tot bekering. Ja. Amen. Amen. Ja. Al buig jou knie nie hierdie of nou nie, maar jou knie sal buig. Al bely jou tong nie nou nie, maar jou tong sal buig. En daar's ander redes waarom dit voordelig vir jou is om dit nou te doen. Ja. Daar is redes waarom dit vir jou voordelig is om dit nou te doen. Moenie dink omdat my knie sal buig, kan ek mos maar uitstel en my lewe mos maar geniet. As jy dink jy gaan jou lewe geniet voor jy jou knie buig, dan is jy meer mislei as wat jy dink. Alright. So ons sê glad nie moenie jou knie moenie buig nie. Ons sê glad nie jy moenie tot bekering kom. Ons sê jy sal tot bekering kom. Jou knie sal buig, jou tong sal buig. En is voordelig om dit nou te doen. Maar al doen jy dit nou nie. Alright. Jy is in die hel totdat jy dit doen. Amen. Ja. By dit gesê, moet ek ook sê, ons glo dat Jesus Christus die enigste weg, waarheid en lewe is. Amen. Daar's nie ander ways nie. Ja. Nie Boeddhisme nie, Hindoeïsme, Islam, whatever nie. Daar's een middelaar tussen God en die mens. Die mens, Christus Jesus. Halleluja. Amen. Julle is welkom om julle vrae vir ons te vra. Ons sal terugkom na julle. Share hierdie gedagte, komment en bless ander mense. Baie dankie. Amen. Questions?